Dis Vrydag 25 April en ek gaan vir ons 'n gedeelte lees uit Johannes 21 vanaf vers 15. Na Jesus se opstanding en sy eerste verskyning aan sy disippels, moes Petrus se gewete hom aangekla het. Voor Jesus gevange geneem is, het hy almal duidelik laat verstaan hoe toegewyd en naby hy aan Jesus leef. Maar tydens sy verhoor het hy Jesus verloon. En met die kruisiging is hy nêrens te bespeer nie. En dan verskyn Jesus 'n tweede keer aan hulle na sy opstanding. En ons lees daarvan in Johannes 21. En dan ontknoop hy juis die spanning as hy die volgende vraag 3 keer aan Petrus stel. Dis Johannes 21 vers 15. Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my werklik lief? En in hierdie oomblik draai Jesus Petrus se skuld om in 'n totale nuwe roeping. Volgens die vroeë kerkvaders, dit was die disippels se disippels, so Petrus se disippels, is Petrus as gevolg van sy geloof in Rome gekruisig. Hy het op die einde dieselfde dood tegemoet gegaan as Jesus, maar hy het versoek om onderste bo gekruisig te word, omdat hy nie waardig is om soos Jesus te sterf nie. Petrus se ontmoeting met Jesus in ons teks in Johannes 21 was as te ware 'n bekeringsoomblik. En Paasfees bring ons wat die Here al 'n leeftyd ken by 'n plek om die Here se herstellende liefde te ervaar soos wat Petrus dit ervaar het en te ondervind hoe die Here in ons 'n nuwe sin van bestaan bring en 'n nuwe roeping in ons kom oopbreek. Mag jy dit in hierdie Paasfees ook so ervaar. Kom ons bid saam. Here ons Vader, met nederige harte kom ons vandag voor U, bewus van die grootheid en die liefdevolle omgee vir ons. Ons wil ons lewens weer aan U wy en ons toewyding aan U bevestig. Here, help ons om met volharding en opregtheid aan die verbonde te bly. In 'n wêreld vol afleidings vra ons dat U ons gedagtes en ons harte gefokus sal hou op U wil en U waarheid. Gee ons die krag om verleiding te weerstaan en die moed om getrou te bly, selfs wanneer dit moeilik raak. Here, laat ons liefde vir U elke dag groei, sodat ons in alles wat ons doen U wil sal soek. En mag U liefde 'n refleksie wees van die lig en waarheid wat U aan ons meedeel. Versterk ons geloof en gee ons die wysheid om U stem duidelik te hoor te midde van die geraas van die wêreld. Kom transformeer ons lewens en ons gedagtes. Amen. Stellenberg Gemeente, oor grense heen.